skaduwee genesings en God se beloftes. Ek het hierdie versie raak gelees verlede jaar. Handelinge 5 vers 15. Sodat hulle die siekes op die strate uitgedraai het en op die bedde en draagbare neergelê het, met die bedoeling dat as Petrus kom, al was dit net sy skaduwee op hulle sou val, sou hulle gesond word. En ek het gedink, wauwie, wat as ek ook daardie superpower van Petrus kan hê? Dat ek so geesvervul kan wees, dat mense sommer net in my blote teenwoordigheid kan genesing ontvang. Ek kan nog presies onthou dat dit was 'n jaar terug in dieselfde maand, wat ek hierdie bespreking gehad het met 'n medesussie in Christus. Ek wil dit hê, het ek wel gesê. Ek wil hierdie superpower hê van skaduwee genesings, dat dit sommer bloot net natuurlik gebeur. Dat mense sommer beter voel in my teenwoordigheid. Dat mense sommer so vol hoop voel in my teenwoordigheid. Dat mense blydskap sal hê in my teenwoordigheid. Dat hulle emosionele genesing sal ontvang net in my teenwoordigheid. Ek het hierdie vriendin, ek noem haar my vitamine N. Wanneer ek 10 minute in haar teenwoordigheid is, voel ek sommer dadelik beter en meer gelukkig. Sy laat my lag, sy laat my beter voel oor myself. Dat ons almal dieselfde dinge waarmee ons struggle. Ons almal druk daardie snooze knoppie, een keer te veel in die oggende, veral nou in die koue winter. Ons almal speel soms 'n game op ons foon en dan maak dit ons laat. Ons almal se maag draai wanneer ons in die winkels is en ons sien dat die Domestos is alweer R5 duurder. Maar nadat ons al die dinge bespreek het, maak sy weer die gesprekke beter, ligter, vol lewe en hoop. En dan sê sy, maar daarom het ons mekaar, kyk waar bly ons, en dis al wat saak maak, sê sy. Ek dink sy het die superpower van skaduwee genesing. En so 'n jaar nadat ek so hard gebid het vir die skaduwee genesing, kom een van die stoelassistente in my spreekkamer by die werk, om vir my die volgende pasiënt se kaart te bring. En die pragtige vrou smile van oor tot oor. Ek reken, as sy nie ore gehad het nie, was die glimlag reg rondom. Sy blom soos 'n bruid op haar troudag. Sy gloei soos Moses gegloei het toe hy van die berg afgeklim het. En ek vra haar, die groot glimlag? Ag, sê sy, jy laat my altyd glimlag. En ek besef dat nou, amper 'n jaar later, het ek my eerste bevestiging gekry, dat God my gebed beantwoord het. Alle eer en lof aan God, want dit is sy gees wat in my werk en deur my werk en opereer binne in my, wat maak dat mense rondom my net bloot nie kan ophou glimlag nie, dat hulle gloei van geluk. Dit was een van die mooiste prentjies wat ek nog ooit gesien het, daardie uitermate blydskap van my werkskollega. Een van daardie oomblikke wat ek altyd sal koester in my hart. Is God se woord ook so lewendig vir jou? So kragtig om te sny soos 'n tweesnydende swaard? Ervaar jy ook God se woord so magtig in jou lewe? Het jy beloftes in sy woord wat jy onderstreep het, waarvoor jy bid? Is daar dinge in jou lewe wat jy lewe inspreek, wat jy profeties verklaar oor jou lewe, soos om die droë bene van die seegeld te profeteer om weer te begin lewe? Soos ek gedoen het 'n jaar terug, om net bloot vir my vriendin te sê, ek wil dit graag hê. So profeteer jy dit oor jou lewe. Is daar drome en gebeure wat jy neerskryf? Want om iets neer te skryf het ook baie krag daarin. Want God het vir sekere profete gesê om sekere profesieë neer te skryf. Lewe jy in God se woord, of is jou Bybel net 'n coaster vir jou koppie koffie in die oggende? Watter beloftes benodig jy in jou lewe? Watter stories fascineer jou so erg in die Bybel, dat jy dit op 'n droombord wil plaas? Wil jy dit neerpen? Wil jy uitbesyn vir die wêreld om te hoor? Dalk is jy op soek na Efesiërs 3 vers 20 oomblik,
waar God vir jou meer kan doen as waaraan jy kan dink of voor kan bid. Dalk bid jy tans vir 'n oplossing vir 'n probleem, en God gee nie net vir jou 'n oplossing nie, hy maak ook sommer vir jou die reis aangenaam. Dalk is jy op soek na Romeine 8 vers 20 oomblik, waar God vir jou alles ten goeie laat uitwerk. Hierdie aaklige ding wat in jou lewe gebeur het, om dit om te draai in iets goeds, soos wat God gedoen het vir Joyce Meyer. Met haar molestasie van haar pa getuig sy nou daagliks daarvan, en so help sy miljoene vroue wêreldwyd deur haar slegte ondervinding. Dalk is jy op soek na 'n grace upon grace oomblik, waar God nie net vir jou 'n goeie vriendin gee nie, 'n hartsvriendin gee met wie jy openlik kan kommunikeer, vir wie jy raad kan vra nie, maar sommer meer is dit, 'n grace upon grace, waar julle liefdestale nog dieselfde is, waar julle belangstellings dieselfde is, waar julle eenvormigheid het tussen mekaar, en julle bly sommer naby aan mekaar, waar sy soos die ware sussie is, wat jy nooit besef het jy kort nie. Dalk is jy op soek na 'n Isak en Rebekka verhaal, waar Rebekka vir Isak ingevat het in sy ma se tent, en so het sy vir hom gehelp met emosionele genesing. Dalk sien jy die persoon naby aan jou het soveel eina, maar ook soveel meer potensiaal. Maar die vorige emosionele wonde hou hom of haar net so gevangene, en jy weet werklik nie meer wat om te doen om hom of haar te help nie. Dalk is al wat jy nodig het om daardie superpower van Rebekka te hê, wat emosionele genesing bring. Dalk sukkel jy om te kommunikeer met 'n persoon, om die goeie nuus vir hulle te vertel, en dalk benodig jy die superpower van Paulus om te kan kommunikeer, met enige persoon op enige vlak, net soos wat Paulus met die slawe gepraat het, wat onderaan die autoriteitslys was op daardie stadium, tot en met die keiser, met die hoogsgeleerdes wat gelykstaande is aan Aristotle en Plato. Dalk wil jy so diep in iemand se hart praat, soos Paulus gepraat het met Lydia van Thyatira. Dalk moet God ook die persoon se oë en ore en hart ook oopmaak, soos wat God gedoen het vir Lydia, toe hy haar hart en haar ore oopgemaak het. Dalk het jy ook die dapperheid nodig, wat Gideon gehad het, nadat die engel met hom gepraat het, om ook te doen wat jy nodig het om te doen. Dalk het jy die 5 klippies nodig wat Dawid gehad het om die reus te oorwin in jou lewe. Dalk het jy dapperheid nodig soos Ester om te doen wat jy moet doen, want jy is juis gemaak vir 'n tyd soos die. Dalk lewe jy nog nie 'n roeping uit nie, want jy het nog nie die vasberaadheid van Ester nie. Die Bybel is kragtig, lewend en verander lewens. Dalk moet jy net soos die mense van Tessalonika so 'n honger te kry na die woord van God om dit daagliks te ondersoek, te bestudeer, te leer en te lees, en om dit deel te maak van jou DNA. Dis die enigste konkrete stukkie van die hemel wat ons het hier op aarde. Gebruik dit. Gebruik jou Bybel meer as net 'n coaster vir jou koffiekoppie.